Lyk my Suid-Afrika word baie meer wetlik en sy bestaan word baie meer internasionaal, kom jy so sê, deel van en geregularised deur die practices van die wêreld as geheel, en die small-time idealism van tevore is in toom gehou deur die behoefte aan te moet trade en te moet diplomacy maak en jy weet die causes for sanction minder hou. In daai sin, jy weet, daar's twee stories wat hier aangaan. Die een is dat die mens voel homself gerealiseer, groot gemaak, gebenefit deur die collective waarin hy bestaan. En dit is in some sense die ANC se storie met die, so sou sê, liberation van Suid-Afrika. Die ander kant is dat daar's mense wat klaar het, wat gedisbenefit word deur die saamtrek van die ekonomie met al hierdie forces van anderheid. En in daai sin is daar mense wat hulle goed wil protect, maar wat nie isolated is van die groter causality nie. En daar's mense wat hulle selfs deel maak van en deelneem in 'n manier waar hulle nie met baie kom nie en hulle baat deur die sisteem soos hy is in some sense, of soos hy deur die gemeenskap eerste word. So dis 'n verskil tussen twee kulture. Die een is waar private property en merit geld in sigself, nie noodwendig net sosiaal nie, maar soos die waarde van huis bou vir jouself en die decency van omtrent ander mense veiligheid gee en dan nou van hulle af die veiligheid ontvang en dit wat ons als nie aanvang nie. Jy weet, daai kultuur van trust is wat baie dinge moontlik maak en as goed gemutualize is, dan het mense nie daai selfde sin van investment into their own means and ends nie. Dit is 'n system wat soos 'n stokvel van buite af gebesluit is met groter as een mens se stem. En in daai sin is daar minder stem overall as gevolg van hoe mense die social game tussen mekaar rig. En so my stelling sou net wees dat ja, Suid-Afrika word groot, hy develop soos 'n nasie, maar nou net so word dit so Soviet Russia al hoe meer streng in die lyntjies wat getrek word en al hoe meer formeel en ons suffer in some sense die becoming homogenous, die selfe wording van kultuur en met prys ook, prys en taal en norme van aangang, die moraliteit word ingesloop in 'n geheel wat, hoe kom jy so sê, nie meer respekteer, jy weet, respek het vir die private individual en die private culture en die private economy separate van die main economy. Dit het baie meer communitarian geword in 'n manier wat universalist is en alles opslip in 'n tipe humanism en leftism in, wat nie meer daai, jy weet, die sovereignty van nation state so seer, jy weet, uphold nie. Swaziland en Lesotho is mos twee ander state, maar ja, jy weet, ek voel dat as mens, as Afrikaner en wit mens, is mens ingesluit skielik in die swart regering en die dinge wat hy wil doen, is nie noodwendig die goed wat, jy weet, ons manier van lewe gaan protect nie, want deur om deel te moet neem aan die geldsysteem en die vorm van belasting en al die, jy weet, raswette wat daarmee saamkom, word mens geforseer om groter of kleiner te wees as jouself en verder en meer agtertoe te wees in 'n manier wat price adjusted is vir die mentality from without. Dit is nie meer 'n selfdeterminasie nie, dit is nie meer 'n ding wat jy jou eie limits kan bepaal van hoe liable is jy volgens die relations wat jy het. Nee, dit is kangaroo court realism en hy vang vir jou baie erger as wat die conservative boereraad en Christelike kak vir 'n mens sou gevang het. Want dit is 'n, kom jy so sê, 'n impersonal mob justice wat die staat se doeleinde in sy eie hande vat as kulturele fiat met 'n gegewe hegemony, 'n gegewe moraliteit wat natuurlik nie joune insluit nie. En so, mens sien Suid-Afrika groot word, maar in dit sien jy ook die kol van vryheid, die ruimte om nog te kan kleiner word, soos alles, jy weet, ingevaar is deur nuwe wette en nuwe limitasies wat ander mense gestel het en wat hulle verwag moet jy weet, uphold word in 'n legal capacity wat binding is, soos om nie mense te moet, jy weet,
separate in hulle capacities met die privatization van institutions nie. Mense het nie meer daai sin van dat jy as 'n kultuur op jou eie net kan doen en dat dit ook kan official wees. Ek meen as ek nou vir myself moet 'n skool opsit en ek gee vir myself deur die skool wat ek opgesit het 'n graad, dan beteken dit mos niks aan die staat nie. Maar die staat is nie anders as dit wat ek sou doen nie, gegeewe dat ek kan net so kwaliteit teach en dit sou net so waardevol wees. Die enigste verskil is wie dan nou daai mag het om vir almal te kan besluit. As ek dan ook net besluit dat jy besluit nie vir my nie en ek maak dan nou die grade net soos wat Orania hulle Ora maak, jy weet hulle geldsisteem, dan tel dit soos wat 'n boyfriend-girlfriend situasie met 'n private briefie en 'n private religion ook kan 'n troue wees as ons almal so saamspeel, selfs sonder die groter staat wat buite ons as groep is. In daai sin wat nodig is hierdie sterkwording as mens en 'n intrekking liewers as 'n meetrekking. Dit is nou die sterkte om te kan by 'n punt kom van rykheid genoeg in jou siel om te kan praat oor dinge en 'n distansie hou wat nie alles in oorlog gaan opsluit soos 'n fascism of 'n socialism of old nie. Ons het nie meer nodig om, hoe kom jy so sê, die ergste vorm van saamtrek te suffer deur die lowest common denominator nie. Daar moet dan ruimte wees vir mense om te kan 'n plaas 'n distansie tussen my attitude en jou attitude hou, sonder dat dit moet beteken dat ons nie kan bater doen of kan, 'n peace in between het nie. Ja. Wat sou ek dan wou hê? Ek sou wou hê dat daar moes meer van 'n wit regering wees en dat hy moes meer libertarian wees in die sin dat die government speel nie 'n morele rol nie, hy protect 'n ethical rol en die verskil is dat die ethics provide dat jy kan land besit, dat die land geprotect is wat jy besit en dat daar ruimte is om te kan trade doen freely tussen dit en free speech doen sonder dat daar oorloë, uitloop. In daai sin, is dit 'n peace first situation, maar wat nog steeds die maximum amount of private freedom support, liewers as hierdie vorm van een publieke kultuur met baie subkulture binne-in wat eintlik democratically binne-in mekaar tussen mekaar veg, soos wat daar al hierdie klein parties is en die verskil tussen leftism en die DA en leftism en die res van die partye, daar moet ruimte wees vir 'n non-leftism en vir non-capitalism wat in 'n common fiat bestaan. Daar moet iets anders wees as net die gegewe vorm van bureaukrasie en die centralized banke en die narrative van nationalizing institutions en soos public education. Ek wil kan dekoppel van ander mense se kultuur. Ek wil myself kan teach sonder dat jou education standards my employment options moet affekteer in terme van hoe cultural fiat die rol van employment oorneem, liewers as 'n vorm van state-controlled, business legislation en ethics. So ja, dit is baie meer ingewikkeld as dat daar 'n common morality moet wees. Ek dink dat daar moet soos 'n, soos Moldbug sê in some sense, 'n quiltwork wees van different states met different qualities waaraan jy kan deelneem en wat jy van kan los, soos 'n shareholder, liewer as iemand wat plainly in 'n social contract is met plain social determination sonder daai luxury van exit. Ek hou nie van geforseer wees in 'n blik by default nie, maar dit is die experience wat mens kry met menswese en met ouers hê en al die goed so. Ek dink regtig dat daar kan met masjiene en intelligensie en die privatization van institutional capacities 'n groot verskil kom in die kultuur waar daar nie meer 'n overarching staat is nie, maar wat daar 'n tipe grey piece is waar mense op hulle eie terms dan nou connect, liewers as om by default geconnect te wees, as dit sin maak. Ja.